Pulled pork kan seker in Afrikaans vertaal word as pulled pork. Dit is 'n stuk vleis wat tyd nodig het om lekker uitmekaar getrek te kan word en maak seker dat jy hierdie velletjies sny. Dan kom die speserye daarop. Ek het Bliksem se Jantjie speserye gebruik en maak seker dat jy dit inmasseer. Ja, soos wat jy jou vrou se nek gaan masseer maar hierdie boutjie ook, hierdie varkboutjie. En wat lekker werk, varkskouer en varkbout is ook 'n baie lekker deel om te gebruik hiervoor. Maak seker dat jy al die kante lekker inmasseer met speserye. Ek verkies gewoonlik om ietsie meer spicy by te sit en hier het ek Bliksem se Piets my nou sit speserye gaan insit. Ja, hy piet jou so bietjie, hy is nogals warm, maar dit gee vir jou ontsettende lekker geur, want onthou dit is 'n redelike amper dal stuk vleis wat jy gebruik. As jy hom nou klaar gespeserye het, jy het jou eie gesny, ek gaan nie vir julle wys hoe om eie te sny nie, en knoffel gesny het, sit dit in die pot, ek sit dit sommer in my 3-pootpot, want hy gaan vanaand oor die kole staan, en hy gaan lekker warm word, en dan sit ek so 'n paar jalapeno chilies in. Hoekom? Dit is nie om almal weg te jaag nie, maar dit gee vir jou regtig nogals 'n bietjie 'n sting aan die vleis, want onthou, ek sê weer, dit is 'n redelike dal of 'n redelike lang moe stuk vleis wat jy mee werk. En daarmee saam moet jy jou ander speserye en alles insit. Ander speserye wat nodig is, swartpeper, mosterdsaadjies, allspice, laurierblare, en dan ook roosmaryn, gedroogde roosmaryn, gemengde kruie, en dan baie belangrik, tamatie en eie. Tamatie en eie blikkies, hoeveel? Genoeg. Ek vat 3 tot 4 blikkies op so 'n pot met so 'n stuk braaistuk. Daai braaistuk vleis was so 2,5 kg. Hy gaan nou vanaand vuur toe. En nadat ons gebraai het, gaan sit hy op daai kole en hy kook deur die nag totdat daai kole afgekoel het. Môreoggend het hierdie kole afgekoel en jy kan sien daar's werk gedoen deur die nag deur hierdie kole. Hier sal 'n halwe kookslag gedoen. En dan steek ek weer die vuur aan en hy kook. Dit is nou kookslag nommer 2 wat hier plaasvind en ek hou maar my vuur aan die gang. En dan is dit etenstyd. Maar voor jy dit doen, moet jy eers hierdie vleis uitmekaar trek. Hy behoort so sag te wees dat hy heeltemal uitmekaar kom. En kyk net hoe lekker lyk dit. Party mag sê is te veel sous, dit is lekker. En dan saam met vars gebakte broodjies. Ek het sommer net brooddeeg net gaan maak en stukkies gaan net broodjies gaan bak op die vuur en kyk